Goeiemiddag broers en susters, welkom in die huis van gebed. Ja, wat so voorreg en eer is dit om net in die teenwoordigheid van die Here te wees en 'n dag saam met die Here te kon deurbring en net al die lof en eer vanmiddag aan die Here bring. Vir ons sê dankie my God vir u liefde, u krag, u genade en u barmhartigheid. Halleluja. Ja, en so voor ons begin, baie dankie dat u ingeskakel is by Huis van Gebed. Ek dink hulle noem dit subscribe. En asseblief, ja, subscribe maar, want dit vat nogal lank om vir almal hier te stuur, WhatsApp hier te stuur. En maar ja, vir die Here doen 'n mens alles. Want God is groot, kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir nog 'n dag, nog 'n boodskap wat ons gaan bring. Here, nog 'n boodskap wat jy op my hart lê. En Here, baie maal dan bedink ek dinge en dan gebeur dit soos nou vanaand, dan verander u die hele prentjie. En my God, ek is 'n instrument in u hande en ek sê vir u dankie, Here. Dankie Vader, dat ek gehoorsaam kan wees en die woord kan uitdra soos wat u dit op my hart lê, Here. Baie dankie. Amen en amen. My broers en susters, ja, welkom, soos ek al reeds gesê het. Ja, vandag se boodskap, het is eintlik nogal snaaks, want die Here lê dit toe nou, of nie, die hele dag dink ek toe nou aan die gawes van die Heilige Gees, hoe die Here dit vir ons gee en alles. En nou terwyl ek op my bank sit, goed, en toe sê die Here, nee, daar's iets anderster. En ek onthou toe ons klein was, of jong was, toe het ons nog leibeerte gehad. As ek reg kon onthou, die water voor afgehardloop, en dan jy so 'n staal hekkie gehad, wat jy dan toemaak, en dan het die water in die erf ingehardloop, en dan kon die vrugtebome water kry, en die gras kon dan water en goed gekry het, en as jou leibeer dan verby is, dan moet jy daai deksel, daai deurtjie, hekkie weer gaan uithaal het, en dan weer toegemaak het aan jou kant, sodat die water kon verby gehardloop na die volgende persoon toe. Dit was 'n paar jaar terug. Hoopelik nie, dit was baie jare terug, en dit was seker hier so in die 70's. So, ja, en die Here praat met my, en die Here sê, ons kinders van die Here is dieselfde as 'n vrugteboom. Weet jy, as jy party van die bome nie soveel water gee soos 'n ander boom nie, dan het hulle nie dieselfde vrugte gedra nie. Dan party bome se vrugte was nie so mooi soos die bome wat nou goed, veral die eerste klomp bome of die laaste bome wat die water eintlik gestop het by. Sy vrugte was altyd baie mooier en groter goed, en hier in die middel en daar rond, waar die water nou nie so, want jy moet mos heeltyd nou as die walletjie oopstoot en dat hy nou weer afhardloop na die ander ene toe. So dit was nogal 'n besige manier gewees om die bome na te kry. En ek sê en dink, die Here, maar ek verstaan nou nie lekker nie, want ek weet, ek kan onthou, hoe moes jy my spitgraaf heeltyd gehol het, en die Here sê, dis dieselfde in ons geestelike lewe vandag, my broers en susters. Weet jy, as ons nie regtig waar tyd spandeer in die woord van die Here nie, dan kan ons nie verwag om te groei in geestelike lewe, soos 'n persoon wat werklik waar in die woord van die Here elke dag is, 'n gebedslewe met die Here het, en 'n verhouding met God het. Weet jy, dis amper asof 'n mens die verskil in die kinders van die Here kan sien. Wat se een kom baie by die Here uit? Wat se een kry die meeste water? Wat se een word werklik waar gevul deur die Heilige Gees? Wie Paulus skryf, hy sê, ek wens julle almal kan soveel mal in tale praat soos wat ek in tale praat, want hy sê, as jy wat in 'n taal spreek, stig jy jouself. En weet, as mens al hierdie goeders beoefen,
van die gawes van die Heilige Gees, as ons dit regtig gaan beoefen, ek dink hier bring die Here dit nou by mekaar, as ons dit gaan begin beoefen, regtig waar en ons toespits op ons gebedslewe en woord van kennis, woord van waarheid, weet dat daar's woord van van genesing, gesalf te word vir genesing en spreek in tale, uitleef van tale, woord van kennis en al die goed. As ons regtig begin toespits op alles wat die Here vir ons het in stoor, maar die Here kan dit nie vir jou gee, dit is soos die vrug wat jy dra. Ek het nou gedink, ek weet nie, ek dink ek het dit al genoem, dat ek het eendag gedroom, ek is onderste boom, my wortels is in die hemel en my vrugte is op die aarde. En ben wat bedoel ek by, waar kry ons krag vandaan? Ek kry my krag van God af. En hy dra die vrugte van God op die aarde. En dis hoe ons moet wees, dis hoe 'n kind van die Here regtig moet wees. Jy is maar net anderster as 'n kind van die wêreld. En broers en susters, ons moet werklik ware honger in ons binneste begin ontwikkel om meer te wees. En ek dink die Here wil hier vir ons sê, dit is wat belangrik is dat ons net regtig meer in die woord is, meer met God praat, meer vir die Here vra, en sê, Here, beantwoord dit, geef my wysheid, geef my kennis, Here, en die Heilige Gees sal ons begin die goed openbaar, maar as ons net aanvaar, Sondag is genoeg om kerk toe te gaan, om 'n kind van die Here te wees, dan moet jy mos nou nie verwag om vrugte te dra, soos daai boom, wat nou goed benat word nie, en goed kunsmis inkry nie, en mooi vrugte dra nie. En ek meen, dit hang ons van ons nou af. Wat wil ek vir die Here doen? Ek onthou ek het vir maande lank het ek by die tent die bidure 10:00 begin, 9:00 was ek daar. 10:00 die bidure begin, ek daar, al het ek nie gebid en maar my hart het gebid, maar ek was daar gewees, want ek het 'n verlange gehad, Here, om deur U gebruik te word, Here, laat ek vir iets kan doen. En na 3 maande, toe salf die Here my met 'n gebedsalwing, dat ek is bitter baie lief om te bid, want dis die eerste ding wat die Here vir my gegee het, nadat die Here my siel gered het, is om te bid. En toe ek leer om te bid, toe begin ek, dan kry ek openbarings. Die Here begin vir jou dinge wys in gebed. Ja, daar soveel in gebed. Mens kan nie dit net bespreek nie. Dis 'n boodskap op homself. Maar as ons regtig nou begin bid en ons begin die Here aanroep en sê, Here, gebruik vir my, maak vir my iets, weet jy, maar dit kos iets om te kry van die Here af. Ons kan nie net verwag om Sondag kerk toe te gaan en te dink ons gaan groei soos ons broers en susters nie. Want daar's baie wat tyd afstaan, tyd uitkoop om te groei. Ja, die Here maak my party oggende 2:00, 3:00 wakker. Dan kom sit ek hier so voor en vat die woord, ek lees die woord, ek begin met die Here te praat, sê vir die Here dankie vir die nag wat ek deur is. En dan sit stil en dis rustig en jou siel, jou gees is rustig. En dan, ek sê nie almal is so nie, maar 'n mens moet die tyd uitkoop. En as jy tyd uitkoop vir die Here, dan seën die Here ons daarvoor. En God seën my en vir Karen uitermate so baie. Ek weet, ons het alles in die huis omtrent om amper kan sê 'n gemeente te begin. Ek weet, dan sit regtig die Here seën net vir ons bo wat ons ooit aan kan dink. En ja, maar dis my gebedsverlange, dis laat nadat die Here my nou op my ouderdom, hierdie ouderdom vir gesê het, Ben, jy is nou ryp genoeg om my woord uit te dra. So, ja, dat partymal vat party bome baie lank,
voordat hy eers sy vrugte dra. Maar jy moet hom heeltyd bewerk, jy moet hom heeltyd nat maak, as gaan hy dood. En as 'n boom nie water kry nie, gaan hy dood. En as jy hom net 'n bietjie water gee, wat se vrugte gaan hy dra? En dit is in ons lewens. Dat wat ek vir die Here gee, is wat ek terug ontvang van die Gees van God af. Ek gee vir die Here en die Here gee vir my. Want 'n mens bly in kommunikasie met die Here. Terwyl jy met die Here praat die Here met ons. En met die Gees van God binne in ons. En ons groei, want daar kom krag. Want jy gee mos met die Here en die Here gee vir jou terug. En die Gees van God word net groter in jou. En dis waarna ons moet smag. Ons moet smag om meer te word vir die Here. Moenie net tevrede te wees om op bank warm te sit nie. Kom ons begin honger raak vir die Here. Kom ons begin regtig sê, Here, klim in hierdie boom en snoei al die onnodige takke uit. Wat is onnodige takke? Goed dat mense aandag aftrek, broers en susters. Dis sal lekkerder wees om vis te vang op 'n Sondag as om kerk toe te gaan. Dis sal lekkerder wees om Woensdag aand 'n storie op TV te kyk as om na 'n biduur toe te gaan. Dis lekkerder om voor die TV te kom lê as wat jy 6 uur jou Bybel vat en jy het 'n uur of uur en 'n half Bybelstudie. Wat jy die woord deurgaan, ons lees uit die woord uit en ons praat uit die woord van God uit. En ons bid dat die Here werklik waar die woord in ons hart openbaar, laat die Heilige Gees vir ons sê wat dit is, laat die woord in ons harte kan lewe, sodat ons die wysheid kan kry en weet wat die Here vir ons wil sê. So my broers en susters, dis vanaand se boodskap. Kom en ons begin regtig waar soos daar in die vroeg 70's, toe daar nog water was wat ons kon gelei, die watervoortjies. Ek weet, almal my size en nog ouers, ek sal dit onthou, jou dreinbeerd, jou sluisbeerte, en kom weer in daai beerte, en sê, Here, dis nou u tyd, ek sny nou die wêreld af, en ek gee myself nou nie oor vir hierdie uur, en ek lees uit die woord uit saam met my vrou en my kinders, en ons praat oor die Here, in daai uur, en my broer voor jou kom kry is die uur verby, en jy het soveel geleer, jou siel en jou gees, en jou liggaam, en jy voel net opgewek, en dankbaar teenoor die Here, en dis net 'n uur, en môre aand, dan sit mos nou weer jou beurt, dan druk jy weer daai deurtjie in, daai hekkie in, en dat jou tuin nat gemaak kan word, jou familie se tuin nat gemaak kan word deur die woord van die Here en deur gebed. Ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld. En as jou uur verby is, dan trek jy dit uit, laat die salwing kan verbygaan na die volgende gesin toe. En môre aan doen jy dit weer, my broers en susters. En so groei ons in die Here. Sal dit nie lekker wees nie, om net elke dag in die Here te groei. Want Here, ek het nou die wêreld afgesny. Hierdie uur behoort nou aan U, en ek en my gesin sit om die tafel, om U woord, ons bid, ons lees die woord, ons praat oor die woord, en elkeen vra wat hy nie verstaan nie, en ons deel onder mekaar die woord uit. En is baie goed wat ek ook nie verstaan nie. Dan moet ek ook maar Bybels en boeke goed gryp en naslaan en gaan soek en na verwysing soek tot ons by die regte antwoord uitkom. So broers en susters, dis nou u tyd. Is u waterbeerd, dis u sluistyd. Wat gaan u maak? Gaan u net daai sluis, hekkie, plaat, ek weet nie, ek kan nie onthou wat het ons dit genoem nie, dit is soos 'n sluit, soos, jy het hom so ingesluit en jy hom uitgehaal, en dan jy hom ingesluit hierso, sodat die water aan jou erf kan inkom. So gaan jy net daai sluit voor jy
die Heilige Gees dit toemaak, dat alles net by jou verbygaan en Sondag, dan maak jy nou oop, en dan kry jy daar maar 'n bietjie water, en dan maak jy Sondag as die kerk uitkom, maak jy hom weer toe, en dan verwag ons moet vrugte dra. Ons moet gesalf raak, ons moet groei in die Here. So, wat sê dit, Ben? Kom ons leer vanaand uit 'n doodnormale, maklike demonstrasie. Ek glo nie dat 'n kind wat in die skool is behoort te verstaan, maar hulle sal nou nie weet van die leibeerte nie. Maar jy kan vir hulle verduidelik wat is 'n leibeert. Dis toe daar nog water volop was en dorpe nog water gehad het, wat jy nog kon water in jou erf kon ingedruk het. En dit was gratis geweest, want dit het die sluise afgehard gekom in die watervore. So, die salwing is gratis, my broers en susters. Dus net, wat maak jy? Gaan jy daai sluisbeurt gebruik, sodat die Heilige Gees, die salwing ook in die huisgesin kan inkom, of gaan jy net die hartse deure toemaak, laat die salwing verbygaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie doodeenvoudige boodskap. Here, maar daar is soveel krag in hierdie boodskap wat ek in my hart voel. Here, laat ons leibeerte, dis in ons hande. Here, wat wil ek doen? Wat wil ek vir U bereik, Here? Wil ek groter in U word, of wil ek maar net stagneer as net 'n doodnormale Christen? Ek het my hart vir U gegee, en dis dit, of wil ek groei in die Gees, Here? En Vader, ek bid vanaand werklik waar, laat ons sluisbeurt, ons Bybeltyd sal gebruik, Here, en laat die Bybel dan die sluis is om toe te maak, sodat ons beurt het. En Here, laat U Heilige Gees in ons lewe in manifesteer, U krag in ons inkom, en Here, laat ons so sal groei in die Here, en Here, laat ons dit sal aanleer en nooit sal vergeet, dis jou sluisbeurt nie, want by ons is dit 6 uur, en 6 uur dan is dit net U en U woord, Here. Dis waaroor dit gaan. En ek sê vir U dankie, Here, dankie Vader, dat ek op hierdie manier net kan oordra aan my broers en susters, of wil te sê, dit is so maklik soos dit, om te groei in die Here. Dit is so maklik. Doen dit net, beoefen dit net, en die Here sal vir U seën. En broers en susters, as daar 'n werklik ware siekte daar by U is, en dan bid ek dat die Here vir U sal genees, dat die Here vir U sal deure oopmaak, as daar deure toegeklap word in die gesigte. As jy bid vir iets, dat die Here dit vir jou sal voorsien. En kom ons verlustig onsself net in die Here. Kom ons raak opgewonde oor die dinge van die Here. Dit is so lekker om 'n kind van die Here te wees. Dit hou net nie op nie. Soos Here, en ek sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek het amper vergeet om amen te sê, want ek sê net aanhou praat van die Here. My broers en susters, die Here seën vir U. Shalom. En dis nou U leibeurt. Amen. Mag die Here vir U seën.